Ek het eendag in Diastrand net uitgestap om my broer hulle te groet. En 'n groep jong mense kom verby en vra vir my, "Jesus, kan ek nie vir hulle lift gee nie?" Ek sê vir hulle, "Ja, natuurlik kan ek vir jou lift gee. Maar ek wil eers net vir jou sê dat Jesus lief vir jou is." Maar my vriend, ek sê vir jou, hulle was getrek. Hulle het seker alles gedrink wat hulle kon drink voordat hulle by ons opgeëindig het. En hy sê vir my, "Jesus is my saligmaker en verlosser." Ek sê hom, "Regtig, wat beteken dit?" En hy kon my nie sê nie. Ek sê, "Wat beteken saligmaker en wat beteken verlosser?" Nee, hy het gesterf vir my sondes. Ek sê, "Wat beteken dit dat hy gesterf het vir jou sondes?" Nee, hy het my vrygemaak. Okay, waarvan het hy jou vrygemaak? Nee, van my sonde. Ek sê, "Nou, hoekom is jy nog steeds in dit?" Dan dronkenskap, sê die woord, 'n dronkaard sal nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Nou, hoekom is jy dan nog steeds dronk as Jesus jou dan vrygemaak het van dit af? As hy jou dan geskei het van dit, hoekom het jy nog steeds aandeel in hierdie sonde? Jy sien, die mense gebruik die voorbeeld of die skrif of die woord altyd om te sê, hoorie, maar God is genadig. Nee, die Here het genade vir my. Nee, dis net God se genade. En ek verstaan God se genade is alles, want as dit nie vir genade was nie, sou ons nie weet waar ons is nie. Ons kon nie gered geraak het as dit nie vir genade was nie. Maar genade is nie jou get out of jail ticket dat jy kan maak net wat jy wil nie. Jy sien, daai ou kon nie eens daarin vir my sê wat beteken saligmaker of wat beteken verlosser nie. En wat was dit van sonde wat so ernstig was en so intens was dat God sy seun aan 'n kruis moes doodgaan? Weet jy hoekom? Jesaja 59:2 sê dat sonde my en jou skei van God. En Jesus was die brug tussen ons en God gewees, dat ons weer een met hom kon raak. En genade kan nooit jou woord of jou teken of jou sleutel wees om te sê ek kan maak net wat ek wil, want daar's genade vir my nie. Ek wil vir jou ietsie lees. Genade is daar om my en jou te bemagtig en te bekragtig om uit sonde uit weg te bly. Dis nie daar so dat ons kan aangaan in dit nie. In Hebreërs vers 4 sê hy vanaf vers 14 sê, "Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast to our confession." Wat's confession? Dat Jesus die hoop van ons heerlikheid is, dat Jesus die seun van God is, dat Jesus die prys betaal het vir my en jou. En hoor hoe gaan hy verder sê, "For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin." Hoor jy, Jesus die hoëpriester was versoek in elke moontlike manier wat mens versoek kan raak. My en jou, ek en jy, versoek kan raak, maar hy was nooit in sonde nie. Dink gou ja. Jesus, weet jy, in Suid-Afrika, is daar besigheidsmanne wat Thailand toe vlieg en geld betaal om te kyk hoe mense met diere seks het. Dis bestiality. Jesus was moontlik versoek om met 'n dier seks te hê. Dit klink erg, maar hierso sê hy was versoek in elke manier, soos wat ek en jy was. Elke manier. Nou dis nie net ek en jy sê, nee, maar ons is nie met bestiality, maar daar's ander mense wat is. Anders sou daar nie shows gewees het waar hulle met diere seks het nie. Daar's mans wat vlieg na 'n ander land toe om met minderjarige mense seks te hê. Daar's ouens wat nie kan ophou pornografie kyk en wat se tipe pornografie daarso. Dis hek, daai wêreld se rof. Die versoeking is daarso. Hulle kan nie ophou drink nie. As hy verby 'n drankbottel met hy enetjie, hy kan nie eens verby 'n drankwinkel ry nie, want die versoeking is daarso. Kan nie ophou dagga rook, die versoeking is daar. Kan nie ophou drugs gebruik, die versoek. Hy kan nie ophou nie. Hy moet sy vrou verneek. Jesus was versoek in elke liewe manier wat mens versoek kan wees, maar hy was sonder sonde. So hy praat hier van versoekings en dan hoor wat sê hy so. Dan sê, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace." Nou hier weet jy moet weet, as dit Jesus versoek was in alles, en die Bybel sê hy weet om te simpatiseer met my en jou in ons swakhede. Hy weet dit, want hy is die hoëpriester wat weet hoe dit voel om versoek was. Hy was net nie in sonde nie, maar hy kan simpatiseer met ons. En dan kyk wat doen hy. Hy gee vir ons 'n sleutel. Hy sê, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace," genade, "that we may receive mercy and find grace to do what? To help in the time of need." Jesus gee vir ons genade om ons te help in die tyd van versoeking, in die tyd wat ons dit nodig het. So wanneer versoeking voor jou deur kom klop, sê Jesus, hoor hierso, as jy voordat dit gebeur en voordat jy ingee, voordat jy soog voor hierdie versoeking, soog in en in, kom na die troon van genade toe, dat ek vir jou genade kan gee om jou te help in daai tyd wat jy dit nodig het. Kom daai tyd hiernatoe en sê, Vader, ek het genade nodig om my te bemagtig en bekragtig om nee te kan sê vir hierdie versoeking. Jesus gee ons 'n sleutel om nie in sonde in te val nie, is om eers na die troon van genade toe te gaan, om hulp te kan kry, sodat ons kan nee sê vir sonde. Vader, ek dank U vanoggend vir genade. Ek dank U vir die troon van genade. Dankie dat ons na U toe kan kom in die tyd wat ons dit nodig het.
dat U ons help in die tyd wat ons dit nodig het. Dat U vir ons krag gee in die tyd wat ons nodig het. Bemagtig om nee te kan sê vir elke versoeking wat voor ons deurkom klop. In Jesus se naam bid ek dit vandag.